Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hier tussen Ventersdorp en Colini rond. Ek praat hier met Henk. Nou ja, kort en nie lank is, winsgewendheid op boerdery is 'n ongelooflike uitdaging. Sensaco het dit goed gedink. Hulle kom nou al 'n hele paar jaar met hierdie program om oliepremies binne in Sonneblom in te druk en hulle die hele waardeketting nou gaan moet daadwerklik ontgin. Kom ons hoor 'n bietjie by Henk. Hy het 'n paar proewe hier by hom geplant. Wat dink hy van die goed en wat dink hy van hierdie hele program? Henk, hoe gaan dit? Goed en jy, Tjubie? Ja, wat doodstil rustig, dinge loop. Ek sit jou nou daadwerklik vinnig op die spot hierso, nee. Nee, daar's nie fout nie. Nee, ek is bly die ouens het ons genader dat ons kan kyk na nuwe tegnologie en goeder. So ek is opgewonde oor hierdie Syngenta saad. Dit lyk belovend. Ons glo daar gaan 'n premie wees op die ekstra olie wat ons kan kry. So die proewe sal vir ons sê. Ja, want kyk, wat ek sien ook van hom is hy's nou daadwerklik nie net 'n korter groeier in tyd nie, maar hy's ook 'n korter groeier wat sommer net sy lengte aanbetref, nê. Nee. Ja, ek dink dit gaan 'n groot rol speel as 'n ou by begin omval met stamsiektes en goeters, dink ek dit kan 'n rol speel. Ja, nee. En wat ek ook opmerk is dat sy blare is ongelooflik groot. Sy blare is baie groter as wat die ander ouens is, en ek meen dit sê net vir my dat die fabriek ten minste is reg, nê. Nee. Absoluut. Nee, hulle het van dag 1 af baie mooi opgekom en nee, die potensiaal lyk ongelooflik. Nou, ek meen veral in julle area, ek dink julle area dalk nog 'n bietjie harder as in die res van die land, nê. Nee. Jou winsgewendheid is so moeilik deesdae. As jy vat wat jou meganisasiekostes is, al jou kunsmis, al hierdie goed wat net basies deur die dak gaan, en op die einde van die dag bly ons letterlik net 'n prysnemer. Jy gaan, okay, right, ek gaan standaard my goed by die koöperasie aflaai en dan sit nou net my prys per ton wat ek op die einde van die dag terugkry. Nou kom ons sê, volgens hulle ander proewe en daai goed, kan hierdie ding daarom redelik kompeteer met die bestes in die industrie. Ons sal nou nog sien as mense by stroop kom. Maar ek wil 'n bietjie by jou hoor, wat is jou gedagte rondom, of wat dink jy van hierdie hele oliepremie ding, en want ek meen, dis nou ekstra werk wat jy moet doen. Ek sien nou ekstra werk, maar jy moet nou by 'n spesifieke punt aflaai. Dis nou nie net meer by jou plaaslike koöperasie ensovoorts nie. Wat dink jy van hierdie hele program? Wel, ek dink dis die moeite werd om te probeer. So die proewe gaan vir ons wys as daar opbrengs is, en dan gaan dit afhang van die premie wat hulle betaal. En hoe ver jy van die pers af lê. So dit gaan op 'n einde van die dag die besluit wees, is dit die moeite werd of nie, maar ek hoor daar's nuwe goed in die pipeline en ek is baie opgewonde. Ek dink ons het iets nodig wat vir ons net daai oor die hobbeltjie kan kry. Ja, net daai ietsie ekstra in die sak druk. Wat is jou opbrengs oor die algemeen hierso op Sonneblom, give or take, normale jaar? Ek sal sê 2,5 ton. So 2,5 ton. So ek meen, as ons dan op daai ding gaan werk, en wat ek van hulle verstaan, behoort jy op hierdie goed redelik maklik 'n 47% olie te kry. Hulle praat nou van hoër olies, maar kom ons glo hulle nou nie wat dit dan betref nie. Ons hou hom in die konservatiewe kant. Dit gee daai 7% gee vir jou op die einde van die dag teen R8,000 per ton Sonneblom. Gee dit vir jou R1,600 per hektaar as jy net op 2 ton werk. Terug in jou sak ekstra, maar hulle vir nie veel ekstra doen nie. Wat sal dit doen aan jou boerdery se winsgewendheid? Nee, dit gaan 'n ongelooflike verskil maak. Daar gaan nou wel 'n bietjie ekstra transport wees omdat dit verder gery moet word. Maar ek dink as jy nou op die einde van die dag rand en sent vergelyk, gaan jy definitief moet dit 'n verskil maak as die opbrengs dieselfde is as die ou basters. So die proef lê in die pudding. So ons sal die stroopers of ons sê. Jy sê wanneer stroop jy, wanneer moet ek weer vir jou kom kuier? Die eerste aanplantings is dink 2 weke van stroop af. So ons gaan daar al begin sien wat aangaan, en hierdie is nou 'n bietjie later aanplanting op 'n ander plaas. So dis grondverskille. So jy het wat jy vroeg geplant het en wat jy laat ook sommer geplant het. Ja, ons probeer maar die risiko versprei. So as ons die dag begin plant, begin ons sonneblomme mielies dieselfde dag plant. Want 'n sonneblom soek hitte. Hy soek maar daai hitte.
Hoe later jy gaan, hoe later is die opbrengs. Wel, hulle noem dit nie vir net 'n sonneblom nie, nee. Henk, baie dankie. Nee, dankie vir jou. Raai, dit is Henkie so van tussen Ventersdorp en Kolonie. Okay. Ek dink hierdie tipe van programme is ongelooflik belangrik en definitief iets om na te kyk. Maar soos met alles in die lewe, en ek dink hy sal saam my stem, maar hy is nie van vandag af in die game nie. Moet nooit net nou gaan en alles plant in die hele lot nie. Maak plant strookproewe, plant 'n redelike klompie, verstaan hoe die ding werk, hy het dalk 'n bietjie ander triks in die trade ensovoorts. So moenie hy skielike stappe vat nie, maar hier's definitief iets om na te kyk waar jy in die toekoms meer winsgewend op jou plaas kan wees. So as jy belangstel, linkie bo of hieronder en dan kan jy met hulle in kontak kom. Dis Ivan van Spice af, tot volgende keer. Groete.